waarvan ek die eerste vers vir ons sal voorlees. Juig, o volke, juig, handklap en betuig, voor die Heer heel vreug, wees in God verheug. Sing hom lof en prys op verhewe wys, want bo al wat leef en voor hom moet beef, sal sy scepter wink en sy glorie blink. Allerhoogste in eer, groot is God die Heer. Psalm 47, verse 1 en 4. Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam vir die seën van die Here. Mag die genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees by ons almal wees. Amen. Kom ons reageer nou op die Here se seën deur hom te loof uit Psalm 33 verse 1 en 2, waarvan ek die eerste vers vir ons voorlees. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer. Dit pas opregtes God te lowe en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesange stem van sterk verlange om die Heer te dank. By die smeltend skone harp en sitertone, liefde en lof vol klank. Liefde en lof verklank. Psalm 33 verse 1 en 2.
Kom ons bely saam met die gelowiges deur die eeue ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die smart van die hel ondergaan het. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Here en toets onsself daaraan. Ek lees ons uit Eksodus 20 uit. Toe het God al die woorde gespreek: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat die kinders laat boet vir die sondeskuld van die ouers, selfs die 3de en die 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdelinge wat by jou is nie. Want 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat in jou naaste behoort nie. Kom ons reageer dan op die wet deur saam te sing uit Psalm 32 vers 1. Ek sien dit word uitgesaai, so dis oorbodig vir my om dit te lees. Psalm 32 vers 1.
Kom ons roep die Here aan in gebed. Ons Vader in die hemel, Here, ons gaan vandag lees dat U lei ons lewenspad. En U het ons lewenspad so gelei en dit so beskik, dat ons vandag saam in 'n erediens kan vergader. Ons wil U daarvoor dank, Here, dat ons 'n voorreg het om U te kan leer ken, 'n voorreg het om saam U te loof, saam ons skuld te bely. En op daai noot, Here, hoe dankbaar is ons nie dat ons in Psalm 32 kan loof. U loof dat U ons skuld vergewe nie, dat U lief genoeg vir ons is om ons te red nie. Dat U die wêreld so lief gehad het, dat U eniggebore seun gestuur het, dat dit nie verlore sal gaan nie. Here, ons beleef voorreg op voorreg. U lei en beskik ons lewenspad dat ons saam kan vergader. En U is die een wat ook ons vergewe en ons nader aan U trek. Here, help ons om hierdie voorregte met beide hande aan te gryp. Laat ons hierdie erediens nie as vanselfsprekend ervaar nie, maar werklik U sal soek daarin. En werklik U leiding sal soek en daarvoor sal bid. Ons bid al dit in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom vandag uit Psalm 1 uit, met vers 6 as ons fokusvers. Ek lees ons uit die 2020 vertaling. Gelukkig is die mens wat nie die raad van die goddeloses volg, nie op die pad van die sondaars gaan staan en nie in byeenkoms van die spotters sit nie, maar dat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs waterstrome, wat sy vrugte op sy regte tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So is die goddeloses nie, inteendeel, hulle is soos kaf wat deur die wind weggewaai word. Daarom sal die goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak, of die sondaars in die byeenkoms van die regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die lewenspad van die regverdiges, maar die pad van die goddeloses loop dood. Ek lees ons weer ons fokusvers, vers 6. Ja, die Here dra sorg vir die pad van die regverdiges, maar die pad van die goddeloses loop dood. Broers en susters, ons almal is op 'n ander lewenspad. Almal van ons kom uit verskillende agtergronde. Mens kan verskillende aardse paaie neem, maar geestelik is daar net 2 paaie. Mens is of op die pad van die regverdige, of op die pad van die goddelose. Ons kan of saam met God, of sonder God wandel. Maar hoe lyk hierdie 2 paaie en hoe beïnvloed die pad waarop ons loop ons lewens? Vers 1 tot 3 van ons Psalm beskryf hoe die pad van die regverdige lyk. Die eerste ding wat die Psalm ons leer, is dat die regverdige gelukkig is. Die Psalm begin letterlik met gelukkig is hy. En die woord wat ons met gelukkig vertaal, kan ook met geseënd vertaal word. Meeste Engelse vertalings vertaal dit met blessed is. En om God se seën te beleef, beteken om in die Here se aangesig te wees. Ons lei dit af uit die priesterlike seën, soos ons hoor op meeste Sondae, soos ons lees in Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Die seën en vrede wat ons beleef word direk aan God se aangesig gekoppel. Dis is dit jy geseënd as jy saam met God wandel. So, om deur die Here geseën te word, beteken om sy teenwoordigheid te beleef. Dit beteken dat jy bewus is van sy liefde, sy genade en sy leiding in jou daaglikse lewe. Wanneer God sy aangesig oor jou laat skyn, beteken dit, beklemtoon dit, dat hy nie jou sal verlaat nie, dat jy nie vergete is nie, maar dat hy jou voortdurend met sy liefde omring. Dit beteken dat die Here sorg dra oor jou lewenspad, soos ons in vers 6 ons fokusvers lees. Vir die kind van God, die regverdige wat in sy teenwoordigheid leef, is daar niks meer heerlik nie. Daar is nie 'n groter bron van geluk nie. En hierdie idee bring ons tot die kern van Psalm 1. Die pad van die regverdige is die pad van iemand wie in die aangesig van God wandel. Dit is 'n lewenswyse waarin God se seën nie 'n belofte is nie net 'n belofte is nie, maar 'n werklikheid wat in elke aspek van ons lewe tasbaar is. Omdat ons deur God se seën beïnvloed word, leef ons soos iemand wat regverdig is. Omdat ons deur God se seën beïnvloed word, is dit in ons lewe tasbaar, dit is in ons besluite duidelik, dit is in ons daaglikse ervarings voelbaar, want ons leef in die teenwoordigheid van die Here. En broers en susters, as ons in die teenwoordigheid van die Here leef, dan sal ons die lewe van regverdige leef. Maar hoe lyk hierdie lewe van regverdige? Nadat vers 1 'n regverdige beskryf as iemand wat gelukkig weens God se seën is, beskryf die vers hoe 'n regverdige se lewe lyk, deur om te noem wat hy nie doen nie. Ons lees dat regverdige nie die raad van die goddeloses volg nie. Dit beteken dat hy laat nie toe dat die goddeloses se manier van dink sy lewe beïnvloed nie. Ons lees daarna dat die regverdige nie saam met die sondaars staan nie. Dit beteken dat hy nooit gemaklik raak met hulle manier van lewe nie. Hy loop verby, hy assosieer nie met hulle nie, hy staan nie in die sirkel saam met hulle nie. Ons lees dan laastens in vers 1, dat die regverdige nie in die kring van die spotters sit nie. Die woord wat ons hier met sit vertaal, kan ook met bly of woon vertaal word. Die regverdige woon nie saam met die sondaars nie. En dit beteken nie dat jy nie 'n onregverdige as 'n buurman gaan hê nie. Dit beteken bloot dat die regverdige, iemand wat deur God se aangesig beïnvloed word, iemand wat saam met God wandel, sy lewe heeltemal anders as die onregverdige goddeloses in sal lyk. In die manier hoe hulle leef, is daar 'n duidelike onderskeid. Ons lewens moet dus duidelik anders lyk as die wat op die pad van die goddeloses is. Hoe kan ons lewe nie anders lyk as ons in die geseënde aangesig, in die geseënde teenwoordigheid van God leef nie? En dit is belangrik om te besef dat die lewe van 'n onregverdige is 'n afwaartse spiraal. Hierdie afwaartse spiraal wys hoe iemand eers bietjie toegeeflik is, as hy eers net die raad van die goddelose volg, 'n bietjie na hulle luister, dan gaan dit verder van daar af. Dit begin met raad. Dit verander in wie jy jouself mee assosieer, wie jy mee staan, wie jy in die sirkel mee leef, en dit eindig met waar jy sit, waar jy leef. Die pad van die goddelose is 'n geleidelike, maar 'n verdoemende pad, en dit eindig in 'n doodloopstraat. Die pad van die goddelose is die pad van iemand wat absoluut geen agting vir God het nie, geen agting vir sy wet het nie. En die pad van die regverdige is dan die teenoorgestelde hiervan. Die pad van die regverdige is die van iemand wat 'n hoë agting vir God en vir sy wet het. Daarom beskryf vers 2 van die pad van die regverdige
as iemand wat homself konstant met die wet besig hou. In die oorspronklike taal gee vers 2 die gedagte oor van iemand wat die wet van die Here oor en oor en oor vir homself luister. Ons vertaling het hierdie gedagte van die wet oor en oor en oor vir jouself luister, vertaal as iemand wat die wet mymerend prewel. En nou hierdie beteken nie dat ons heeldag moet prewel nie, maar dit leer vir ons dat ons konstant besig moet wees om ons denke en dade te toets aan God se waarheid. As jy die wet van die Here dag en nag oordink, dan is die wet van die Here 'n sentrale deel van jou lewe 24 uur van die dag. Dit is deel van jou lewe as jy gaan slaap, wanneer jy soggens opstaan en deur die dag jou werk doen. Of jy nou rus en of jy werk, die wet van die Here rig jou dade en jou optrede. Dit beteken dat jy konstant jouself aan God en aan sy wil herinner. Dit beteken dat jy aktief soek na God se wil en hoe jy God se wil konstant in jou lewe toe kan pas. En hoe jy werk, ongeag uit watse lewenspad en agtergrond ons kom. Ons moet ons lewens toets aan die wil van God. As ons op skool is, dan moet ons werk op 'n manier wat eerlik is en tot die eer van die Here is. Ons mik om die beste te doen wat ons kan doen, nie omdat die samelewing ons ouers ons dit verwag nie, maar ons werk hard omdat ons arbei vir die Here en omdat dit die manier is hoe ons hom eer op skool. In jou gesinslewe bou jy jou verhoudings op God se beginsels. Jy respekteer jou ouers, nie omdat dit die kulturele norm is nie, maar omdat dit die wil van die Here is. As ouers leer jy jou kinders nie net wat se reëls om te volg nie, maar hoe om 'n lewe te lewe wat tot die eer van God is, wat gehoorsaam aan God is, meer as blote reëls. In die werkplek beteken dit om met integriteit te werk, ongeag of iemand jou dophou. Jy neem nie kort baie of bedrieg om voor te kom nie, maar jy werk asof jy vir die Here werk. Jou beroep word 'n manier hoe God eer deur getrouheid en toewyding. Opsommend beteken dit dat om die wet van die Here dag en nag te oordink, dat God se waarheid jou hele lewe rig, van jou werk tot jou gesinslewe, tot jou rus en alles tussenin. Dit is hoe die pad van 'n regverdige lyk. Dit is hoe die pad lyk van iemand wat sy geluk in die aangesig van God vind. Maar broers en susters, ons moenie vergeet wat ons aan die begin van die preek gesê het nie. Die pad van die regverdige is heeltemal afhanklik van God se teenwoordigheid. God dra sorg vir die pad van die regverdige. Daarom kan ons op daardie pad loop. Ons kan nie in en deur onsself die wet van die Here onderhou nie. Ons kan nie self daaraan vashou nie. God se sorg oor ons kan gesien word in die feit dat hy die Heilige Gees is wat ons lei en wat ons inspireer, wat ons lei om die wet te volg en toe te pas. Die Heilige Gees maak dat ons die wet mymerend prewel. Die Heilige Gees maak dat die aangesig van God ons gelukkig maak. En omdat God se teenwoordigheid die bron van die regverdige se geluk is, kan hy werklik gelukkig en tevrede wees, ongeag waar hy homself bevind. Die geluk wat ons hiervan praat, is nie 'n oppervlakkige tipe geluk nie. Die regverdige se geluk is nie een wat afhang van geld of sukses of gemak nie. Die regverdige se geluk kom van 'n noue verhouding met God en 'n lewe wat in lyn is met die Vader se wil. Die regverdige se geluk kom van hy wat God se seën dra, omdat, soos ons fokusverse leer, God hom op die regte pad lei. Om God se sorg hom op die regte pad lei. God is die bron van die seën wat die regverdige ervaar. God se seën is 'n onveranderende bron van geluk,
wat deur niks of niemand verwyder kan word nie, en die Gees verseker ons dat dit konstant bly. Broers en susters, hoe wonderlik is dit nie? God plaas ons op die pad van 'n gelukkige, geseënde persoon, en dit is deur sy sorg dat ons op die regte pad bly. Broers en susters, ons sien die feit dat dit deur God se sorg is dat ons op die regte pad bly, duidelik in vers 3. Vers 3 beskryf die regverdige as iemand wat soos 'n boom is wat geplant is langs 'n watervoer. Hierdie beeld is baie betekenisvol as ons onthou dat Psalm 1 in Israel geskryf is. 'n gebied wat baie dor, droog en warm is. In Israel is daar slegs sekere dele waar bome floreer, naby riviere, strome water of watervore. Jy kan nie 'n boom net enige plek plant nie. 'n Boom wat diep wortel geskiet het by 'n waterbron, bly gesond en dra vrugte, al is die res van die land droog en dor. En die aangesig van God is ons waterbron. Ons het tot dusver bespreek dat die pad van die regverdige gekenmerk is aan die seën van God. En ons sien nou dat die seën van God ook vir die regverdige krag gee. Die aangesig van God is ons bron van lewende water. Ons moet in alles nie vergeet dat dit God is wat ons op die pad van die regverdige plaas nie. Hy is die een wat ons langs die waterstrome van sy wil plant. Hy is die een wat vir ons sorg. Sy wil is die bron van krag, en deur die leiding van die Heilige Gees gee hy ons toegang tot sy krag. Omdat God sorg dra oor die pad van die regverdige, maak hy seker dat ons die water kry wat ons nodig het om te oorleef. Ons kan ook versekerd wees dat God vir ons sal gee wat ons nodig het om te oorleef. Want God ken ons deur en deur. Vers 6, ons fokusvers, word direk vertaal met God ken die pad van die regverdige. En hierdie ken beteken meer as om net bloot van iemand te weet, bloot kennis te dra van iemand. Dit is om iemand tot en met die diepste punt van sy wese te ken, diep en persoonlik te ken, soos 'n man sy vrou moet ken. Ons leef in die aangesig van God, en hy ken ons totaal en al, tot die diepste punt van ons wese. En omdat God ons so goed ken, weet hy presies wat ons nodig het as ons liefdevolle Vader, en hy sorg vir ons. As ons in God se aangesig leef, beteken dit dat ons onder sy direkte sorg leef. Dit beteken dat ons beleef dat hy vir ons lief is. Hy sal sorg dat ons op die pad van die regverdige bly. Daarom het die 2020 vertaling ons fokusverse vertaal as God dra sorg vir die pad van die regverdige. Die sorg wat God vir ons dra, maak dat ons hom werklik kan vertrou. As God ons op die pad van die regverdige plaas, sal ons die regte eindbestemming bereik. Niks kan ons van God se aangesig verwyder nie. God is ons Vader. Hy maak seker dat ons wortels diep is. Hy plaas ons by ons watervore. Ons kan hom vertrou en ons kan op sy leiding staatmaak. God sal seker maak dat alles wat gebeur ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. God lei ons om in sy aangesig oor die pad van die regverdige te loop. En dit is wat vir ons die allerbeste is. En al die wonderlike dinge wat ons pas genoem het die Vader vir ons verseker en vasgemaak, deurdat hy sy seun gestuur het, sodat ons nie sal sterf nie, maar die ewige lewe sal hê. Deur Christus se sterwe en opstanding, maak die Vader seker dat ons op die pad van die regverdige sal bly. Omdat ons deur Christus gered is,
is ons in die aangesig van God. Dit het ons toegang gegee tot die aangesig van God. Ons wat deur Christus in God se aangesig leef, het 'n bron van hoop wat vas en seker is. Ons het ook 'n toekoms wat vas en seker is. Die goddelose, die wat God nie ken nie, het dit nie. Vers 4 leer vir ons dat hulle is so skaf wat deur die wind verwaai word. Die dinge wat vir hulle geluk en sekerheid bring, kan môre verdwyn. As ons 'n geliefde aan die dood moet afstaan, het ons nog steeds vir God. As die ekonomie in mekaar val, het ons nog steeds vir God. God is aan die stuur en God is betroubaar. As ons ons werk verloor, weet ons dat God laat alles in goeie meewerk vir die wat hom glo. God sorg vir ons. God dra sorg vir ons en hy lei die pad van die regverdige. Hy ken ons en hy weet wat ons nodig het om op die pad van die regverdige te bly. Niks kan ons van sy seën verwyder nie. Die goddelose kan nie dieselfde sê nie. As dit vir hom sekerheid en troos gee verdwyn, het hy nêrens anders omheen te draai nie. Hy het geen wortels of sekerheid nie. Hy is oorgelewe aan die storms van die lewe om sy skaf rondgewaai te word. Hy is nie in die aangesig van God nie. Deur Christus het ons ook 'n ewigheidsperspektief wat die onregverdige nie het nie. Ons weet dat die uiteinde van die pad van die regverdige is 'n lewe wat ons direk in die aangesig van God gaan leef. Is 'n ewige lewe waar ons by God gaan wees, wat die hoogste vorm van geluk moontlik is. Ons lees agter in vers 5 dat net toorn en oordeel wag vir die goddelose. Hulle het geen toekoms of vastigheid nie. Ons fokusverse leer vir ons dat hulle pad doodloop. 'n Pad sonder God loop dood. Maar broers en susters, dit is wel belangrik om te besef dat ons nie hoogmoedig mag wees en dink dat ons is nou beter omdat ons regverdige mense is nie. Die feit dat ons op die pad van die regverdige is slegste danke aan die sekerheid, aan die genade wat ons deur God in Christus ontvang het. Dit is deur sy sorg en nie deur ons eie pogings nie, dat ons gered is. Efesiërs 2 vers 8 en 9 leer vir ons dat verlossing 'n gawe van God is, nie 'n prestasie van onsself nie. As ons op die pad van die regverdige is dit omdat die Vader ons deur sy Seun uit genade gered het en ons deur die Gees gelei word om aan hom vas te hou. Ons verdien nie hierdie seën nie, maar ons ontvang dit deur God se ontferming. Ons enigste gepaste reaksie op God wat ons lei, vir ons sorg, sodat ons op die pad van die regverdige kan bly, is nederigheid en dankbaarheid. Daar is ons geen plek in ons harte vir hoogmoed nie. Ons ontvang genade op genade. Nee, ons kan nie in onsself roem nie. God se seën vir ons strek oneindig ver, bloot omdat hy sorg dra vir ons. Hy het ons regverdig gemaak in Christus en hy dra sorg dat ons op die pad van die regverdige bly. Selfs wanneer ons afdwaal en dalk begin verdwaal, roep God ons terug. Selfs al begin ons saam met die goddelose staan of in die kring van die spotters sit, roep God ons terug as ons sy kind is. Christus het gekom om die verlorenes te soek en te red. En die Heilige Gees oortuig ons van ons sonde en bring ons tot bekering. Dit beteken dat wanneer ons afdwaal van God se woord, hy ons nie los nie. Sy genade bring ons weer terug na hom toe. Dit is 'n groot rede tot dankbaarheid, dat ons nie aan onsself oorgelaat is nie, maar dat die Seun ons red en dat die Gees ons lei om na die pad van die regverdige toe terug te keer. As ons wortels diep in die waterstrome van God se wet is, sal ons nie deur die sonde heeltemal verdor kan word nie.
Hy dra sorg vir ons. Dit gaan dalk snoeiwerk verg, maar God sal nie 'n boom wat hy langs 'n waterstroom geplant het, laat sterf nie. Niks kan ons van die aangesig van God verwyder nie. Broers en susters, ter afsluiting. Die lewe is vol van verskillende lewenspaaie, maar Psalm 1 wys vir ons dat daar net 2 paaie is wat werklik saak maak. Die pad van die regverdige en die pad van die goddelose. Daar is geen middeweg nie. Ons is of op die pad waar ons in die aangesig van God wandel, of ons is nie. Alleen deur Christus se sterwe en opstanding is ons op die pad van die regverdige. As ons gewortel is in die seën van die Here, is ons soos 'n boom wat geplant is langs lewende water, standvastig en vrugbaar. God dra sorg vir ons. Ons kan op hom vertrou. Die Heilige Gees lei ons en maak dat ons aan die pad van die regverdige wil volg. En dit maak dat God se sorg maak dat ons die einde van dat ons die regte eindbestemming sal bereik. Laat ons dus met oorgawe aan hom vashou en ons wortels diep in sy waarheid en sy seën vestig. Die pad van die gelukkige is die pad van die regverdige, en omdat God vir ons sorg, sal ons op die regte pad bly. Amen. Kom ons roep die Here aan in gebed. Ons Vader in die hemel, Here, ons kan nie U ophou dank vir U genade nie, dat U vir ons sorg dra nie, dat U ons lei om in U aangesig te wees, en dat U ons verseker dat ons nooit van U aangesig verwyder sal word nie. Dat U uit genade U seun gestuur het om ons te red, en te maak dat ons vas in U aangesig sal wees, dat ons redding vas en seker sal wees. Here, help ons om aan hierdie sekerheid vas te hou in ons moeilike omstandighede. Wanneer ons nie weet hoekom gebeur wat gebeur nie, wanneer ons nie hoop kan sien nie uitkoms kan sien nie, wanneer ons kyk na ons werksomstandighede, na ons landsomstandighede, na die ekonomie, na die breër wêreld, en dalk wonder waar daar uitkoms is. Lei ons om op hierdie oomblikke aan U vas te hou en te weet dat ongeag wat gebeur, U ons op die pad van die regverdige lei. U sorg sal verseker dat ons die regte eindbestemming bereik. Here, wees met almal wat tans deur moeilike omstandighede gaan, wat geliefdes aan die dood afgesterf het, wat deur operasies gegaan het, wat gesondheidsprobleme het, om ook aan U vas te hou, en te weet dat U is 'n onuitputbare bron van geluk en seën, te weet dat ons in U aangesig is, ons vrede kan vind, ongeag wat anders gebeur. Ons bid dit in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Daar is 'n kans vir die liefdegawes om opgeneem te word.
Kom ons sing nou as slotsang Psalm 1 verse 1 en 4. Ons bid saam vir die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons almal wees. Amen.